Ons sluit dan af met U is waardig. Ja, goeiemôre broers en susters. Baie welkom in ons erediens. Ek het die volgende afkondiging wat ons net vinnig na wil kyk. Vir 'n goeie begin, baie geluk met julle verjaarsdag, almal wat hierdie week verjaar. En dan is daar twee spesiale verjaarsdae, Annabel Lotter en Frederik Kotse. Is hulle dalk in die kerk vanmôre? Was hy nog 'n gentleman ook? Baie geluk. Baie geluk hoor. Ek wonder partykeer as ek nou so groot was en hulle gee my net 'n suigstokkie vir my verjaarsdag. Of ek nie nou so gesê het, ja, ek het gehoor my ma hulle sê is die idee wat tel nie. Maar nou ja, dis nou waar ons is. So mag dit vir almal van julle 'n mooi verjaarsdag en 'n mooi jaar wees. Dan broers en susters, op ons gebedslys is daar niks nuwe name nie. Kom ons hou maar by die wat daar is en kom ons dink aan hulle en kom ons bid dat die Here self daar sy hand sal het sien, ook in die genesing van ons geliefdes. Dan is daar net een opmerking.
Julle sou gesien het by die spitbraai is ons gewaarsku dat die kaartjies uit gaan verkoop. Nou ja, die skape het toe nou opgeraak. So, baie dankie aan almal wat die poging ondersteun en vir die wat net nie, wees volgende keer eerste. Dit sal 'n gawe plan wees. So, baie dankie vir Willem wat vir ons hierdie projek dryf en ons sien uit daarna om Vrydag aand saam te kuier rondom die skape wat daar wel is en die mense wat daar wel bespreek het. Dit lyk dan vir my, dit is die sake op die afkondigings of op die kerktyd, so kom ons sit net so en kom ons word stil voor die Here. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Laat ons vanoggend sien, Here, skyn vir ons. Amen. Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader af en van Jesus Christus ons Here, deur die Heilige Gees wat in ons lewe kom werk. Ons lofsang aan die Here is dan Halleluja, lied 175, kom tot die Heer, en vonk 82, laat ons skyn vir Jesus, kom ons sing dit tot eer van die Here. Ek het net nou toe ek instap toe, hoor ek ons sing weer 'n sonstraal. Ek het 'n storie oor 'n sonstraal, maar ek mag hom nie vertel nie, my vrou skud haar kop. So ekskuus, ek het nie meer 'n storie nie, ek het een gehad, maar hy's deur hierdie ring weggevat. Kom ons sing dan maar die wat ons mag sing.
Broers en susters, ons gaan uit die woord van die Here lees uit Johannes 1, ons gaan daarvan die eerste 5 verse lees, maar voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam. Ja, ons Vader, ons wil vanoggend vir U kom dankie sê vir die woord. Ons wil dankie sê vir die geleentheid om U stem te mag hoor uit die verkondiging van die woord. En juist daarom pleit ons by U, laat my duidelik, deeglik en volgens U wil kommunikeer. En kom maak dan self elke oor en elke hart oop, sodat ons U stem en U wil sal hoor en sal aanvaar. Maak ons dan gewillig om in gehoorsaamheid uit te gaan en te gaan leef, dit wat ons geleer het. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Ek lees vir julle uit Johannes 1 vers 1 tot 5, 'n gedeelte wat ek al meer as een keer oor gepreek het. Ek gaan vandag bietjie daarom op 'n ander plek konsentreer, so moenie dink jy het al hierheen gehoor, jy hoef nie te luister nie. Kom ons luister daarna uit die boodskap uit. Die woord deur wie ons God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Die woord was by God en die woord was God. Voor enigiets nog gemaak was Jesus al by God. Hy het alles in die skepping gemaak, niks het op 'n ander manier ontstaan nie. Hy het alles gemaak. Jesus het ook lewe aan die skepping gegee. Omdat Jesus mense lewe gegee het, kon hulle die regte besluite neem soos iemand wat 'n lig het om in die donker mee te loop. Mense wat reg lewe, het soos 'n helder lig in die donker sondige wêreld ingeskyn. Hierdie donker wêreld wou niks met hulle te doen hê nie, maar kon hulle ook nie keer nie. Ons lees eers net tot sover. Ons toenaderingslied is lied 422. Ons sing daarvan vers 1 en vers 2, Gees van God. Broers en susters, ek wil vinnig hierdie 5 verse net vir julle in die ou vertaling ook lees, vir al die oueres onder ons sal hom nou so uit ons kop uitken. In die 1983 vertaling klink hy so: in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkelte ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Of dan mense wat reg lewe het, soos 'n helder lig in die donker sondige wêreld ingeskyn. Hierdie donker wêreld wou niks met hulle te doen hê nie, maar kon hulle ook nie keer nie. Wat hierdie gedeelte eintlik vir ons probeer sê, is dat die duisternis kon nie oor die lig beheer kry nie. Die duisternis het hard probeer. Duisternis het probeer om lig te verdryf van die begin af.
Die duisternis kon nie beheer daaroor kry, die duisternis kon die lig nie verstaan nie, maar dit kon die lig ook nie oorval nie. Dis almal betekenisse van die woord katalambano, wat nou die Grieks vir uitgedoof is, maar kom ons verstaan nie, dit beteken al hierdie dinge van die donkerte het hard probeer om vir die lig te staan op sy. En dan sê die woord van God, maar hulle kon dit nie reg kry nie. Dit verwys na die duisternis in die skepingstyd, wat nie beheer oor die lig kon kry nie, toe God op die aarde, of toe God betrokke raak by die skepping, toe is dit woes en leeg en donker, en toe sê die Here, wag, ek maak lig. Dit het gegaan oor die tyd van Jesus Christus, waar Satan gesê het, kom ons maak die lig dood, en dan gaan dit oor vandag ook, in die tyd van die kerk van Jesus Christus. Die getuienis oor hierdie woord wat lig geword het, en hierdie getuienis gaan voort, ten spyte van ernstige pogings om dit te keer. Nie net hierdie pogings wat ons van weet, hierdie is nou aanslag van die bose nie, maar partykeer ook eenvoudige, amper onbenullige pogings wat net sê, ag, nie so tens wees oor wat die Here sê nie, man. Kom ons wees nou so 'n bietjie gemakliker, kom ons, dis daarom uit liefde wat al hierdie verkeerde goed gebeur, so kom ons aanvaar dit sommer net. Dis pogings van die duisternis, maar ons sal net nou meer daaroor sê. En die duisternis van die wêreld kon die lig nie oorwin of uitdoof nie. Maar, hier's 'n gevaarlike ding, en ons het dit net nou gesing, ek weet nie hoe George al hierdie goed weet nie, maar hy kies sulke tjoentjies wat presies inpas. Ons het gesing van voordat die donker gaan oorneem, voordat die stem wat ons roep gaan stil word, waarmee ons lied gesê het, daar gaan 'n tyd kom wanneer ons nie meer kan kies nie. Daar's 'n tyd wanneer jy nie meer die kaartjie kan koop nie. Ek praat nou nie van die skaap nie, ek praat nou van die hemel toe gaan, daai trein. Jesus waarsku onsself daaroor, in Johannes 12 vers 35 staan daar, Jesus antwoord met 'n beeld. Dit is nog nie donker nie, die lig gaan nog 'n rukkie hier wees. Gebruik die lig om te doen wat jy moet. Net nou kom die donker, en dan is dit te laat. As dit eers donker is, verdwaal jy maklik, en dit is 'n gemors. En dit staan in die woord van die Here. So ons moet verstaan dat Jesus Christus se aanbod is een van kies my en lewe. Ons weet ook, en is nou 'n lang gesprek wat ek nou nie heeltemal vanoggend kan voer nie, maar ons weet in die Ou Testament, as jy jou vergryp aan die Here en aan sy gebod, dan slaan jy op dadelik morsdood neer. Ons weet na Jesus kruisiging en opstanding werk dit nie meer so nie. Dit lyk of ouens wegkom met hierdie goed. Miriam spreek haar uit oor haar broer Moses se keuse van 'n vrou. En boeps, daar sy melaats. Want die Here sê, jy praat nie oor my gesalfde nie. Nie eers amper nie, ek sorg hom uit. Jy sorg vir jou lewe. Broers en susters, jy kan die dominee vloek as jy lus het. Sal nie mooi wees nie, maar jy sal nie dood neerslaan of melaats word nie. So is dit oukei met die Here, het hy skielik van plan verander? Of werk dit so dat in Christus ons tyd het om reg te maak? Tyd het om berou te kry, omdat hy vir ons tyd gekoop het. Natuurlik is dit wat dit is. Met ander woorde, verkeerd bly verkeerd vir God, maar in Jesus Christus het ek en jy 'n geleentheid om te sê, Here, vergewe my asseblief. Ek was verkeerd. Ek het hierdie oordoen, oordryf, oor wat ook al. Net nie oordink nie. So asseblief, Here, vergewe my. En omdat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, het ons hierdie tyd gekry. Maar dan kom Jesus self en hy waarsku en hy sê, maar die donker kom weer. Daar kom 'n tyd wat dit vir almal wat nog nie die lig gekies het nie, permanent donker gaan wees. En ek dink ons Christene vergeet dit. Ons dink ons kom weg met al hierdie goed. Die Here sê, jy kom nie weg voor my nie, nooit. Ek is nie stupid nie. Ek gee jou kans. Ek gee jou kans om agter te kom hoe stupid jy is. Maak seker dat jy hou by God se reëls. Sien, lig is die manifestasie van Christus se goddelikheid. Hoekom? Want God is lig. En daarom as Jesus lig is, bewys dit dat hy God is. En daarom as Jesus sy lig deur jou en my laat skyn, dan gebeur presies wat hier staan, dat ek en jy as kinders van God, dit vir ander mense moontlik maak om God te kan leer ken. Nie oor ons lig is nie,
maar oor Christus in ons is, oor ons lewe as mense van die lig. Die lewe van Jesus Christus ons bied, dit wat hy vir ons verdien het, bied aan elkeen van ons die lig. Jy is doodgewoon as jy nie lig lewe nie, is jy nie 'n kind van God nie. Die woord sê dit. Lig is goed, lig is regverdig, lig is geregtig, lig is heilig. Oral waar God betrokke raak dit lig vir die regverdiges. Ons moet dit onthou. Die duisternis word egter telkens verder teruggedruk wanneer die lig verskyn, maar vir hulle wat die duisternis kies, word dit al donkerder. As jy nie die lig kies nie, is hierdie net nie vir jou nie. As jy nie kies vir Jesus Christus nie, is jy teen hom. Daar is nie so iets soos tussenin nie. Dis nie jou tweede span, of kom ons gaan nie daar nie. Christus se lewe dien vir elkeen wat aan hom glo as 'n baken van lig. Onthou julle nog die vuurtoring in ons oujaarsdiens? Hoe hierdie vuurtoring, die symbool, die baken was van hier is dit veilig, hier is die lig, hier is waarheen ek op pad moet wees. Jesus is die lig vir die mensdom. Hy is die lig vir jou en vir my. En wanneer die donker ons wil laat verdwaal, dan kyk ons op na hom en dan sien ons waar ons moet gaan. Maar broers en susters, nêrens anders nie, na hom. Hierdie ander plekke is advertensies. Dis doodgewoon nie die waarheid nie. Jesus Christus is die waarheid. En Jesus Christus het self sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en wie nie na my toe kom nie, kom nie na die Vader toe nie. Ek is die weg en die waarheid. Ek is die een wat julle by die Hemelsvader uitbring. Daar is nie 'n ander pad nie. En ek weet dit pas ons nie. Ek weet ons wil sê ja, maar. En dit beïndruk mense nogal. Dit beïndruk God glad nie. Want as God vir elke mens se emosionele ja, maar moes sy reëls verander het, sou God nie meer eerlik kon wees nie. Sou God nie meer die God van waarheid kon wees nie. Sou God nie meer almagtig gewees het nie. Dan sou hy ons jou gewees het van kom en gaan en kom en gaan en ons sou hom gespeel het. Maar God gaan dit nie toelaat nie. Hy is die lig. Hy is die pad. Hy is die manier. En oppas vir advertensies. Advertensies het 'n manier om verskriklik te lieg. En hulle sê al die mooi goed waarvan ons hou. Die gevaarlikste ding wat 'n mens kan doen, is om die donkerte jou roete te laat bepaal. Wie is die donkerte? Hulle wie nie Jesus Christus is nie, want hy is die lig. Ons vra die lig, ons volg die lig, ons dien die lig. Of nie. Ons teksgedeelte het geëindig met mense wat reg lewe het soos 'n lig in die donker sondige wêreld ingeskyn. Hierdie donker wêreld wou niks met hulle te doen hê nie, maar kon hulle ook nie keer nie. As jy opstaan vir Jesus Christus, gaan alles wat donker is jou opponeer. Verstaan dit. Jy moet dit verstaan, want die Here kom waarsku ons daarteen. As jy sê, maar dis wat die Here sê, gaan jy 70 jaar maars oor. Die probleem is, ek en jy kies dan in wie se span is ons. Vat ons Jesus se woord, God se wil, of vat ons die ja maar van die mensdom? En staan hulle teen, jy sal sien, vra vir Stefanus, nee, jy sal nie kan nie, nee, hulle het hom met klippe doodgegooi, oor hy so teen die wêreld gepraat het. Vra die apostel, nee, wag, hulle is almal vermoor. Kom ons vra maar vir Jesus, hy is ook vermoor, maar hy het opgestaan uit die dood. Hy sê, volg die lig. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dit beteken, die duisternis het probeer. As ons eerlik is, dan moet ons erken dat selfs hierdie week wat verby is, ek en jy baie keer met donkerte gekonfronteer is. Die probleem is, broers en susters, in ons wêreld het ons het so half katterig geraak, nee. En dan bedoel ek nou nie soos die girls onder mekaar, miau, miau, katterig nie. Ek bedoel, ons sien al so half goed in die donker, nee, ons kom half reg. Die donker is nie meer vir ons so kwaai donker nie, dis nou so amper skemer, ons sien nogal wat ons wil sien. Dit voel al vir ons so bietjie normaal,
om so in die skemer aan te karring. Maar God noem dit nog steeds duisternis. God noem dit nog steeds sy primêre opponent. God noem dit nog steeds sonde. Of ek en jy nou katoe ontwikkel het wat lekker kyk in die donker en ons kom eintlik half goed reg en ons raak so lekker gemaklik met die donker. God sê, dis nie vir hom nie. Nou kom die Here vanoggend met 'n belofte. En hierdie belofte herinner baie sterk aan die een wat aan Petrus gemaak is, met die grondlegging van die kerk van Jesus Christus. Onthou julle wat het Jesus vir hom sê? Petrus, jy is die rots, hierdie getuienis wat jy lewer is die rots waarop ek my kerk sal bou. Die getuienis was soos, jy is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus sê toe vir hom, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Op hierdie getuienis sal ek my kerk bou. En, hier is sy belofte toe, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Sal probeer? Ja, baie, maar sal dit nie oorweldig nie. Nou kom daar nog so belofte. Die duisternis sal nie wen nie. Die donker gaan probeer, van die fights gaan rof raak, het gaan dalk 'n bietjie seer raak op kolle, maar die duisternis sal nie wen nie. So spreek die Here. En nou het ek en jy kans om span te kies. Of vir die donkerte, of vir Jesus Christus. Maar as jy vir Jesus Christus kies, my broer en my suster, dan volg jy Jesus Christus. Dan as dit in die woord staan, dan is dit die wet. Dan is dit wat ons doen. Dan is dit hoe ons leef. Of anders kies jy vir wie ook al, wat ook al, hoe ook al sê. Maar dan is jy deel van die donker, jy moet dit verstaan. Jy kan nie deel van die lig wees en dit verdonker maak vir mense om jou nie. As jy deel is van die lig, maak jy lig. As jy deel is van die lig, bring jy God se vrede. En dit beteken ongelukkig, dat jy nooit kan staan vir wat verkeerd is nie. Want dan word jy deel van die donkerte. Die donkerte kan nie, het nie, sal nie die lig van God oorwin nie. Jesus het self in die donkerte kom leef terwille van ons. Hy het hierdie donkerte kom vat, hard. En hierdie donkerte het gedink, hulle maak hom seer, hulle maak dit vir hom swaar, en hulle maak hom dood. Maar hy het oorwin. Toe die almagtige God sy lig laat skyn in die wêreld, toe sê die wêreld, ons doen nie daai nie. Nee, hoor gou, nee, Here, dit was nog altyd donker hierso. Ons het nog altyd so donker reggekom. Wat kom karring nou hier met lig? Ag nee man, ons doen dit nie so nie. Ons het nog nooit dit so gedoen nie. Dis nie hoe dit werk nie. En God sê, verrassing, verrassing, dis hoe dit werk, ek betrokke raak, dis nou lig. En die wêreld hou nie baie daarvan nie, nee. God stuur hierdie lig na die wêreld toe en hy sê, my seun, gaan leer hierdie wêreld van lig. En die wêreld sê, kom ons vang hom. Kom ons verwerp hom. Kom ons maak hom dood. Hulle het spykers deur sy hande en sy voete gekap. Hulle het hom gekroon met dorings totdat die bloed uitloop. Hulle het hom gegeesel, sodat die bene en die klippe in die gesel stukke vleis uit sy liggaam geruk het. Hulle het 'n spies in sy sy gedruk. Hulle het vir hom gespot. Vir hom sê, sien jy, dit werk nie so nie. En hulle het hom doodgemaak. En toe word dit donker, toe hy sy asem uitblaas. Onthou hulle presies hoe donker het geword het daardie Vrydag, toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring. En in die hel steek hulle vreugdevuur aan. Nee, daar was seker reeds, blykbaar is daar baie. En in die hel is daar vreugde, want ons het die lig uitgedoof. En die vreugdevure brand in die hel op daardie Vrydag. Maar Sondag was op pad. In die lig van die Sondagmôre het Jesus opgestaan, gewys dat die koue donker greep hom nie kan vashou nie, dat die donker sy lig nie kan uitdoof nie, en toe verdryf hy die duisternis.
En toe blus hy die helse vreugdevure. Al vure wat toe oorgebrei het, is die strafvure, die blyvure het hy verwoes. Die lig het oorwin. Hoor gou wat staan in vers 12, as ons nou verder as vers 5 sou aanlees. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Maar dan moet jy in hom glo. Wat beteken in hom glo? Dit beteken as hy dit sê, is dit hoe dit is. Klaar. Nie jammer, en 'n bietjie hom en 'n bietjie haar nie. Hy sê. En daarom is dit. Onthou julle wat staan in Jesaja 9 vers 1, die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Ja, ons het dit as 'n foto gebruik vir oggend. Broers en susters, die lig skyn vir ons. Moenie laat die donker jou lewe oorneem nie. Dis onbybels, dis onchristelik. Wees lig. Ek dink daar is 5 goed wat baie belangrik is van Jesus as die lig vir jou en vir my. Die eerste is, die woord is die lig vir jou en my lewe. En die woord is die Bybel, maar die woord is beslis ook Jesus, soos wat Johannes dit vir ons beskryf. So, die woord is ons lig. Die tweede een is, wees bewus van die donker, moenie stupid wees nie. Ons weet mos van die donker. Maar moenie maak asof die donker meer en beter is as die lig nie. Wees versigtig vir die lig, vir die donker, nie die donker jou speelplek maak nie. Maar weet dat die donker deur die lig oorkom is en bly daarom in die lig lewe. Met ander woorde, jou bewussyn van die donker te moet maak dat jy versigtig loop sodat jy in die donker, in die lig kan bly. Loop net waar jy kan sien, hier's God se wil. Die ander plekke is moeilikheid soek. Ek waarsku jou in die naam van die Here. Daai donkerte is verdwaalplek. Die derde een is, jy hoef nie bang te wees vir die donker nie. Johannes 8 vers 12 sê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die wat my volg, as daar donkerte in jou lewe is, het Jesus gesê, dis oor jy hom nie volg nie. Waar val ek uit? Is nie ek nie, is Johannes 8 vers 12. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Loop jy in die lig? Volg jy Jesus Christus? Die vierde een, hou vas aan die belofte, die lig wen altyd. As jy twyfel, as dit moeilik word, as die donker erg word, onthou, die Here het gesê, die donker kan die lig nie uitdryf nie. Daar onthou ek sommer daar in 1 Johannes 2 vers 8 staan daar, dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. Die vyfde ding, wanneer die donker jou vasdruk en wil oorweldig, roep God aan. Psalm 42 vers 12 sê vir ons, ek sê vir myself, moenie nou moedeloos word nie, hoekom so hartseer, vertrou net op God. Ek sal hom weer loof, al kry ek swaar. Dit is hy wat my sal help. Hy is my God. Onthou hom op Psalm 42 vers 12, gaan lees hom maar weer. Hierdie 5 dinge. Die woord is die lig vir ons weet van die donker, ons hoef nie bang te wees vir die donker, ons moet vashou aan die belofte dat die lig sal wen, en ek en jy moet God loof in alles. Ek lees in die week van 'n besluit wat 'n kerk geneem het, en ek wou spesifiek nie die hele voorbeeld vir julle noem nie, want dan hak hou se kop vas op daai voorbeeld. Maar as jy regtig wil weet, bel my, dan sê ek jou. Dis 'n kerk wat hierdie besluit neem, en hierdie besluit strook nie met wat in die Bybel staan nie. Dis een van daai ja maar. En dan sal ouens wat hierdie, of gemeentelede wat vir die leierskap in die kerk vra, maar hoekom het ons dit gedoen? Hoekom het ons dit so gedoen? En dan antwoord hulle, hierdie is nie 'n saak van morele waardes nie, dis 'n saak van die wet. Nou weet julle, dit was nie 'n Suid-Afrikaanse gemeente nie, maar in ons land hoor ons ook van hierdie goed van ja, maar onthou nou die wet sê, en ja, maar die grondwet, en ja, maar. Nou
Nou kom ons luister gou mooi, hierdie is nie 'n saak van morele waardes nie, dis 'n saak van die wet. My broer en my suster, as die wet anders sê as God, is dit reeds laat in die nag. Want dan is ons by ja maar. Ons weet, dat in ons wêreld daar baie gesê word, ja, maar die wet, of ons gunsteling, ja, maar die ekonomie, of ja, maar die tradisie, of ons doen dit nog altyd so. Hierdie is my kerk, en in my kerk doen ons dit so. In jou kerk het die dominees huisbesoek gedoen op 'n donkiekar, omdat die mense nie by die kerk kon uitkom nie. Maar my broer en my suster, ons kan dit nie meer so doen nie. As ek 3 uit elke 5 Sondae nie hier is nie, oor ek in die buitewyke gaan huisbesoek doen het, want die mense kan nie meer hier kom nie, gaan ek gefeier word. So wat het die Here bedoel daarmee? Kom ons vra dit liewer, dis tog waaroor dit gaan, is wat wil God hê? Ons het nog altyd dit so gedoen, hulle het nog altyd in die donker gelewe, totdat God dit kom lig maak. Die sonde het nog altyd regeer, totdat Jesus dit kom oorwin het. Nog altyd sê niks. Wat God wil sê alles. Ons moet dit leer. As jy die antwoord wat die kerk gegee het mooi lees, is daar 'n ontstellende ding, wat 'n getuienis is van ons tyd. Ons regverdig alles wat ons pas doodgewoon aan die gebruike van die wêreld. Nou kyk, Jesus het gesê, die wêreld is die donker plek, hy is die lig. Nou sê ons, ja, maar die wêreld doen dit so, daarom gaan ons maar hierdie pad. So, ons volg die donker. Kapies? Dis moes wat daar staan. Dis moes wat daar gebeur het. Maar die wêreld doen dit so. Waar val julle uit? Ons val by God uit. Want hy het ons die reg gegee om sy kinders te wees. Mos? Jy sien, ons regverdig alles by wat ons pas, wat vir ons maklik is, wat mense se gevoelens sê. En wat van wat God sê? Wat daarvan? Hoe hanteer ons dit? Wanneer God se voorskrifte geskei word van ons lewens, gee ons aan elkeen die reg om sy of haar eie reëls op te stel. Ons gee aan elkeen die reg om te maak soos hy of sy smaak. Dis presies die punt. Dan het ons menseregte sonder mense verantwoordelikhede. Elkeen doen net wat vir hom lekker is. Tralie, trala, daar gaat ons. En die einde van hierdie pad, my broer en my suster, hoor my mooi, is anargie, barbaarsheid en vernietiging. Want elkeen maak soos hy wil. Dan lyk dit of ons in hierdie wêreld aan die duisternis 'n ereplek gegee het. Wil ons dit nie maar leer nie? Die donkerte kan nie kinders van die lig se lewe bepaal nie, mag nie. Hoor ons dit nie? Verstaan ons dit nie? Volg ons dan nie vir Jesus wat gesê het, Vader, as dit U wil is, al wil ek dit nie hê nie, maar laat U wil geskied. Dis lig. Jy sien, die praktiese van Johannes 1 vers 5 is, die lig kan nie deur die duisternis oorwin word nie. Hoekom? Want die lig leef, Jesus is die lig vir die lewe, hy leef, hy het opgestaan. Deur hierdie lig, hierdie woord is lewe gemaak. Lewe is deur Jesus Christus gemaak. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en alles het deur hom tot stand gekom. Sonder hom het niks tot stand gekom nie. Daarom kan ons hom vertrou. Hierdie lewe is deur hom gemaak. Hy is die plan vir hierdie lewe. Hy weet waar hierdie lewe moet uitkom. Die derde ding is hierdie woord, hierdie lig is Jesus Christus. Dis nie 'n storie nie, dis ons God. En dan miskien die 5de een, Jesus Christus is die Seun van God. Hy is die woord, en van die begin af was hy by God, en was hy self God. Daarom, kind van God, wees bly, want Jesus het die duisternis oorwin. Johannes 16 vers 33 staan, ek vertel hierdie dinge vir julle met 'n goeie rede. Johannes sê, hoekom skryf hy hierdie evangelie? As my vriende kan julle maar rustig wees oor alles. Die ongelowiges sal alles wel vir julle probeer moeilik maak. Die ongelowiges sal dit vir julle probeer moeilik maak. Die ongelowiges sal nie sê, maar dis wat God sê nie.
Hulle sal sê, ja maar, en hulle gaan dit vir jou moeilik maak. Moenie dat hulle jou ontstel nie. Troos julle daaraan, ek het bewys dat ek sterker is as enigiets of enigiemand in hierdie wêreld. Ek en niemand anders nie is die regte wenner. So spreek die Here. Johannes 12 vers 36 gaan verder en sê, die lig skyn nou oor julle. Maak oop julle oë en aanvaar die lig. Dan sal julle altyd by die lig wees en werklik sinvol kan leef. Daarna is Jesus daar weg, sonder dat die mense presies geweet het waarheen hy was. Daarom, broers en susters, as ek hierdie gedeelte luister, en as ek nou kyk, ons stoei met die lig. Nou sal van die 1 Januarie af karring ek nou met die lig. En ek is nog nie klaar nie. Want ek wil weet, wat beteken dit dat ek in hierdie lig moet leef, Here? Ek wil weet, waar kom dit vandaan? Ek wil weet wie dit is. Ons het meeste van hierdie vrae al geantwoord. Daarom sal vir my 3 wees wat ek en jy moet onthou. En jy kan jy kan 'n klomp van die goed vergeet, maar moenie hierdie nie. Wees wakker, weerstaan die duisternis en weet. Weet wat? Weet die donkerte kan die lig nie keer nie. Jesus Christus sal wen. Het gewen, wen nog steeds. En ek en jy kan deel van die wenspan wees. Of ons kan dit vir die lig moeilik probeer maak, of ons kan die lig probeer blok, met goeie redes, broers en susters, of sê, maar dis wat God sê. Jy sien, broers en susters, as ek en jy die Here dien, wat dink julle gebeur met 'n slaaf, wat sy eienaar vir hom sê, okay, luister nou, ek het nou hier so 'n bietjie gemors, en dit is nou taai, en die mure gaat nou hier baljaar, so, veeg gou hier op, en die ou sê vir hom, die majesteit, of my heer, hang nou af wie die baas is, ek gaan dit nou nie vandag doen nie, want jy weet dat mure is 'n baie belangrike deel van die ekologie, en as jy die mure doodmaak, of nie kos gee, en gaan dit skade wees, so ek gaan dit so los. Wat dink julle gebeur met 'n slaaf wat sê, ek hoor wat jy sê, maar ek gaan dit liewer nie doen nie, want, met redes wat vir hom of haar goed klink. Miskien sy kop afkap, of miskien net 30 goue met 'n kats, of 7 ligte stampe met 'n goederetrein teen die voorkop, of iets in daai lyn. Broers en susters, as jy iemand dien, dan dien jy hom. Nie as dit jou pas nie. Ja, maar ek dink nou 'n bietjie anders hieroor, hoor, so kom ons wag 'n bietjie. Nee, as jy iemand dien, dan maak jy soos hy sê. Dien jy God. Wees wakker. Weerstaan die duisternis, want die duisternis probeer die lig uitdoof. Maar weet, die donker, my broer en my suster, kan die lig nie keer nie. Hiernaar kan dit dalk lyk of hy 'n bietjie veld wen, hiernaar kan mense oorgee en in die duisternis oorgee en dan aan die duisternis behoort. Maar as jy Jesus Christus voluit dien, kan nie eers 'n kruisiging en 3 dae in die hel jou keer nie. Dan sal jy wen. Mag die Here hier in jou hart 'n behoefte gee om te wen. Mag hy hier in jou hart 'n behoefte gee om te sê, Here, ek wil U dien. Ek wil U volg. Here, en ek weet die woord gaan goed sê wat nie vir my gemaklik gaan wees nie. Ek weet die woord gaan goed sê wat ons nie altyd gedoen het nie. Die woord gaan goed sê wat die wêreld sê, nee, dis te lig. Hulle het dit vir Jesus gesê. Maar weet, die duisternis sal die lig nie oorwin nie. Mag God met jou wees, terwyl jy probeer lig wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die beloftes. Eerstens vir die belofte dat die doodryk nie die rots waarop U kerk gebou is sal oorweldig nie. En dan ook dat die duisternis die lig nooit sal uitdoof nie. Dankie vir die versekering dat Jesus altyd was, steeds is en altyd sal wees, van die begin af.
dat hy self verseker dat ons in die lig mag leef, dat hy ons die reg gee om kinders van God genoem te word. Help ons om so vas te hou aan hierdie waarheid, dat ons vreesloos vir U sal lewe. Dat ons in die ligspoor kan volhou op pad na U toe. Here, vul ons harte vanoggend met hoop. Help ons om op U lig te vertrou, in geloof dat U ons liefhet. Want dan kan en sal ons dankbaar leef, en dan sal ons lig weerkaats. Ons vra dit in die naam van die lig, Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Hemelse Vader, U roep ons om sonstrale te wees, om in te skyn in hierdie wêreld in. Laat ons dit wees, Here. En wanneer ons aan U 'n dankoffer bring, wil ons vra dat U dit sal seën, sodat ook dit 'n ligbaken in hierdie wêreld sal oprig. Een wat sê, ons is kinders van Jesus Christus. Ons is kinders van die lewende God. Here, ons doen dit nie oor ons so goed is nie, maar oor ons so dankbaar is. Dankie, Here. Amen. Ons slotsang volgend is Vonk 484, in 'n wêreld vol gebrokenheid, anders gestel in 'n donker wêreld. Kom ons sluit ons erediens af, deur vir die Here te proklameer dat in hierdie wêreld gaan ons hom volg. En ons doen dit met die woorde van Vonk 484.
kind van God, jy's nie per ongeluk hier nie. Waar jy ook al gaan, dis waar God jou stuur. Waar jy ook al is, God het jou daar geplaas. God het 'n plan met jou presies daar waar jy is. Jesus Christus leef in jou en hy werk in en deur jou, daar waar jy is. Glo dit, leef dit, in die liefde van God, deur die genade van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. Amen.